Nou vriende, goeiemôre, ons is die Here en dankbaar dat ons andermaal weer kan saam wees, so rondom God se wonderlike woord. Ek vertrou dat u 'n baie goeie nag se rus gehad het, dat u vars verkook en nuut opgestaan het, en dat u kan sien vir hierdie nuwe dag. Onthou maar net, ek sê dit vir u gereeld, dit is die dag wat die Here gemaak het, kom dat ons daaroor juig, en kom dat ons daaroor bly wees. Ag vriende, ek wil vir u 'n paar verse lees uit Halleluja lied 193, is 'n baie onbekende Halleluja lied, en tog kosbare waarhede in hierdie Halleluja lied opgeteken. Daar staan, nog slaan u oog, Heere van omhoog, in liefde sondaars gade, die skuldig kind van Adam vind, by u alleen genade. Hoe is ons hart verblind, verhard, ons wil nie reeds verslap nie, word u gesag nie dag na dag misken, deur ons vertrap nie, verdienste nee, genade gee alleen op redding hope, u seun alleen, stel na u heen, die weg vir sondaars ope. Geloof en juig, aanbid en buig, verloste, al te gader. Nou kan ons bly van skuld bevry, teruggaan tot ons Vader. Ag en vriende, dis presies waaroor ons oordenking vanmôre gaan, en ook gistermôre gegaan het, oor die gedagte dat God die Heilige Gees ons trek. Hy is die een wat ons oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. In Christus spreek hy ons vry. Die skuldlas van my sonde gaan oor na Christus. Ek ontvang sy kleed van geregtigheid, en in Christus staan ek voor Vader as sy kind. En nou sê die Bybel ook, as 'n erfgenaam en 'n mede-erfgenaam. Kom ons lees dan vanmôre die 17de vers. En ons het gister afgesluit by vers 16, wat sê die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is, vers 17, en as ons kinders is, dan ook erfgename. Nou vriende, wat is 'n erfgenaam? Ons almal weet, as iemand afsterwe, en jy's in die testament beskryf, is jy 'n erfgenaam. Nou baie interessant is, die Bybel sê dat ons erfgename is. Elke weergebore mens is 'n erfgenaam. Hoor nou, erfgenaam van God en mede-erfgename van Christus. Nou in my navorsing het ek gesien dat die erfgename van God is eenvoudig, dat ons erfgename van sy beloftes is. God gaan nie vir ons lieg nie. Hy gaan nie iets sê en dit nie doen nie. Numeri 23:19 sê, God is geen mens dat hy sou lieg, of 'n mensekind dat hom dit sou berou nie. Sou hy iets sê en dit nie doen, of iets spreek en dit nie waar maak nie? So met ander woorde, as ons erfgename is, dan weet ons dat Christus vir ons gesterf het. Hy het opgestaan uit die dode. Ons is deel van sy testament, as ons dit nou in eenvoudige taal kan beskrywe. Daarom is ons erfgename van God se beloftes, want hy sê, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Hy sê maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan elkeen wat in sy naam glo. En sê die Bybel vir ons so duidelik, daar in Johannes die 1ste hoofstuk, en ek moet dit tog vir u lees vriende, want dit het my hart so aangegryp, want dit gaan hieroor, dat dit nie uit ons self is, dat ons kinders van God kon word nie. Daar staan baie duidelik, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo, wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. Daarom kan ons met sekerheid weet, ons is erfgename van God se beloftes. As hy iets sê, dan sal hy dit doen. En nou sê die Bybel vir ons, ons is ook mede-erfgename van Christus. Onthou u wat Christus gesê het aan die einde van sy aardse bediening? Alle mag in die hemel en op die aarde behoort aan my. Waar het Christus hierdie mag ontvang? Van sy Vader. Want u sien, die Bybel is baie duidelik daaroor, dat God die Vader aan Christus die heerskappy gegee het. En nou sê die Bybel vir ons is nie net erfgename van God, omdat ons sy kinders is nie, ons is ook mede-erfgename van Christus, omdat alles aan hom behoort. In die hemel en op aarde behoort alles aan Christus. Die Bybel praat van die 1000-jarige koninkryk wat gaan voorlê in die tyd van die groot verdrukking, of net na die groot verdrukking, waar ons dan saam met die Here sal regeer in daardie millennial koninkryk, en dan ook die ewige hemele, die strate van goud. Die Bybel sê vir ons, die bome wat 12 maande 'n jaar vrug dra, die kristalhelder rivier, die parelpoorte. Die Bybel sê vir ons sal mede-erfgename wees. Ons sal saam met Christus op sy troon sit. Ons sal saam met hom regeer. En wat die volheid van hierdie gedagtes betref, ons verstaan dit nie. Maar ons kan dit glo en ter harte neem, want ons is erfgename van God se beloftes. Hy kan nie lieg nie. Mede-erfgename van Christus. Hy is 'n waarmaker van sy woord. Presies wat hy gesê het, hy gedoen. Hy het gekom, hy het gesterf, hy het opgestaan, hy het opgevaar en hy het gesê, kyk, ek kom om julle weer te kom haal.
Maar nou is daar iets baie belangrik wat ons mis. En baie kinders van die Here wil dit eintlik vermy. Want die Bybel sê vir ons is mede-erfgename van Christus as ons naamlik saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Vriende, aardse lyding is deel van die kind van God se lewe. Ons ly baie keer as gevolg van sonde, ons ly baie keer as gevolg van siekte, misverstande, vervolginge, allerhande stryd wat ons beleef as kinders van God in hierdie wêreld. Die Bybel sê vir ons dat ons eintlik is bywoners op hierdie aarde. Ons dink anders as die wêreldlinge, ons leef anders as die wêreldlinge, ons het 'n ander perspektief as die wêreldlinge, en daarom vind hulle dit vreemd as hulle met ons praat. Kan ek dit maar eenvoudig sê, hulle dink ons is bietjie weird. En tog is ons eintlik maar net doodnormaal, want hierdie aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan, en ons as weergeborenes leef om hom te verheerlik. So dis nie 'n vreemde gedagte nie, want alles behoort aan die Here, en daarom sê die Bybel ons moet die Here ons God lief hê met ons hele hart, siel en verstand, alreeds op aarde, en daarom vind ons die vervolging wat na ons kant toe kom, deur die ongeredde, en deur omstandighede, en siektes, en allerhande dinge wat na ons kant toe kom. Maar die Bybel sê vir ons dat lyding en die heerlikheid onlosmaakbaar van mekaar is. Vir 'n oomblik is daar lyding, maar vriende, die heerlikheid is vir ewig. As ons dit moet vergelyk, as jy jou vinger so bietjie nat lek en jy druk hom in die klomp sand in 'n woestyn, en jy druk dit en jy haal hom uit, en jy kyk na daai bietjie sand op jou vinger, en jy vergelyk dit met die groot woestyn en al die sand, is dit die vergelyking tussen jou lewe op aarde, die vinger met die sand op, en dan die ewigheid, die woestyn met sy sand. As ons so eenvoudige vergelyking kan probeer tref. En nou wil die Here vir ons sê, die lyding is net hierdie klein kort tydjie op aarde. Dis soos hierdie bietjie sand wat aan my vinger sit. Dis 'n oomblik, dis 'n oogwink, dan is dit verby. Die Bybel sê 70 as jy sterk is 80. Wonderlik om te weet dat die Here vir ons hierdie groot genade gee. Ja, daar's mense wat bietjie ouer as 80 word, maar ons weet dat daar bitter min mense is wat die 90's oorskry, en die 100's is daar nog baie minder. Die hele beginsel is nie dat dit 'n vasgestelde jaargetal is nie, maar 'n beginsel dat ons nie vir altyd gaan lewe nie. Ons gaan nie vir altyd op hierdie aarde wees nie. Daarom lyding aan die een kant en verheerliking aan die ander kant. Ons sal hierdie heerlikheid van Christus sien, omdat ons mede-erfgename van Christus Jesus is. Die Bybel sê vir ons baie duidelik dat in Romeine 8:29, want die wat hy van tevore geken het, dit hy ook van tevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders. En die wat hy van tevore verordineer het, het hy geroep, die wat hy geroep het, het hy geregverdig, die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. So Paulus kom en hy sê, luister, verheerliking is dit asof dit alreeds 'n afgehandelde saak is. Omdat ons in Christus is, weergebore is, omdat ons beklees met sy geregtigheid, omdat ons die titel dra kind van God, is ons nou mede-erfgename, en dis asof die verheerliking alreeds 'n afgehandelde saak is, wanneer ons die Here sien in sy heerlikheid. Daarom pleit ek by jou vanmôre, moenie dat die lyding jou oorweldig, en die stryd jou oë verblind, vir die heerlikheid wat voorlê nie. Vriende, ons moet die goeie stryd stry, ons moet die wedloop volëindig, ons moet die geloof behou. Nou is die tyd van die kruis, dan kom die tyd van die kroon. Ons kan die hemel op aarde hê en eendag die heerlikheid dan ook hê nie. Ons moet nou ook stryd hê. Die Here weeg vir ons af wat ons nodig het. Nooit te veel of nooit te min nie. Daarom vertrou hom, vertrou sy liefdevolle vaderhand, en wanneer jy struikel in sondig, vlug na die kruis, waar redding, reiniging, verlossing deur die bloed van die lam te vind is. Vriende, ek hoop hierdie oordenkings het u bemoedig, soos dit my bemoedig het, die gedagte dat ons erfgename van God en mede-erfgename van Christus is. Dat lyding deel van ons lewe sal wees, afgeweeg deur God vir ons, die nodige lyding om dan ook voorberei te word vir die heerlikheid, en dan die heerlikheid waar ons vir ewig saam met hom sal wees. Mag die Here ons seën, mag die Here ons gebruik in sy diens tot sy eer. Groete vir u, mooi dag verder, tada.